Goeienaand en baie dankie dat jy ingeskakel het. Dis vir my 'n voorreg om hierdie Sondag-aand oordeenking met u te deel. Daar is 'n groot les vir elkeen van ons om te leer uit die val van Adam en Eva in die paradys. Nadat hulle na Satan geluister het en van die verbode boom geëet het, lees ons in Genesis 3 vers 8. Adam en Eva het toe die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. En hulle het hulle verberg, hulle het weggekruip vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Wat hier gebeur het is van uiterste belang vir ons om te weet en om dit te verstaan. Die Here was heeltemal bewus van die feit dat hulle ongehoorsaam en rebels was aan sy opdrag. Maar wat wonderlik is dat ongeag hiervan was hy nog steeds daar vir hulle. Soos elke dag van tevore het hy nog steeds in die tuin gewandel om met hulle te ontmoet en om met hulle te praat. Die Here het geweet dat hulle in skaamte vir hom wegkruip, maar tog het hy na hulle geroep in Genesis 3 vers 9. Toe roep die Here Adam en Eva en sê vir hulle, "Waar is jy?" Ek wonder wat daar in die tuin sou gebeur het as Adam en Eva bloot op die Here gewag het om hom te ontmoet en om met hom te praat oor wat hulle gedoen het. En die Here vra elkeen van ons hierdie selfde vraag vandag. My kind, waar is jy? Maar kom ons toets, kom ons ondersoek onsself vandag. Kom ons vra onsself die vraag. Is ek waar ek behoort te wees? Soek ek nog steeds die Here se teenwoordigheid in my lewe of kruip ek weg vir hom? Ek is bang en skaam oor wat ek gedoen het of wat ek nie gedoen het nie. Is ek nog steeds naby aan die Here? Nou afgesien van enige iets, die Here roep jou nou op hierdie oomblik en hy sê in Jakobus 4 vers 8, "Nader tot my met 'n berouvolle hart en ek sal tot jou nader." Wat 'n wonderlike uitnodiging is dit nie. Hy weet wie jy is. Hy weet wat jy gedoen het. Hy weet wat jy nie gedoen het nie. En nogtans kom hy met 'n vaderhart en sê, "Nader tot my en ek sal tot jou nader." En al is jy op hierdie oomblik in 'n put van sonde of in duisternis van omstandighede, roep die Here nog steeds met liefde na jou en hy sê in Matteus 11 vers 28, "Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee." Wat die Here eintlik nou vir jou sê is, my kind, moenie bang wees nie, moenie ontsteld of moedeloos wees nie, kom na my toe, praat met my en ek sal jou rus gee. Ag, ek wil u aanmoedig, moenie vir die Here wegkruip nie. Kom uit jou wegkruip hoekie en nader tot hom. Begin praat met hom, want dit is nou die tyd om hom toe te laat, om homself in en deur jou te bewys as die God van liefde, die God van krag, die God van redding, die God van oorwinning. Daarom roep hy en hy sê vir jou, "Waar is jy, my kind?"